Woensdag die 25ste Maart 2026, dag na die eerste hofverrigtinge in die Hooggeregshof in Pretoria en Friedel van Maltitz, ons visiepresident van Vrystaat Landbou, hartlik goeiemiddag weer 'n keer Friedel. Sakkie. Ek wil eintlik eers afskop om te sê, Friedel, hoe gaan dit met die boere? Hoe gaan dit daar buitekant? Sakkie, ja, dis 'n moeilike tyd vir die boere nou, die back and claw, die ouens wat positief en so is baie moeilik. En dan raak die diesel natuurlik nou ook 'n krisis. Ons kan nou nog diesel kry, maar daar's beperkings gestel by baie koöperasies op hoeveel jy kan trek op 'n slag. En ja, die manne soos ons laas gesê het, sny kuilvoer, stroop sonneblom. Die soja strooptyd kom naby, so daar's maar baie bekommernisse oor die diesel se voorsiening. Friedel, ek wil net 'n statistiek aanhaal en jy kan dalk bevestig, die 60 miljoen bevolking van Suid-Afrika, 85% van hulle kos kom van die boere van Suid-Afrika af. Suid-Afrika, die bevolking van Suid-Afrika is afhanklik van die boere, die voedsel wat hulle produseer, sover as 85% van die kos. So dit is net om die belangrikheid en die erns van hierdie aangeleentheid en die erns van die welstand van die boere te bevestig. Met al hierdie druk, kom ons gaan terug na die verrigtinge gister, back and claw. Ek dink ons is almal bekend met die lang uitgerekte proses wat nou al gevolg is wat betref die regering en spesifieke minister van Landbou, meneer Steenhuisen, en dan gisteraand en vroegoggend se verklaringe deur die departement. Friedel, dit wil vir my voel asof daar effens 'n misleiding was, asof hulle nie oop kaarte gespeel het nie. Bring ons gou op hoogte, maar wat was nou eintlik die uitspraak in die hof gister? Sakkie, ja, dit was 'n baie interessante dag gister in die media. Ek het op 'n stadium gevoel die minister is seker 'n groot visserman, want hy laat nie feite in die pad staan van 'n goeie storie nie. Maar ja, die minister was baie vinnig met sy persverklaring waarin hy homself as die wenner probeer skets het. Maar wat in werklikheid gebeur het, is net toe die advokate moet instap by die regter vir die dringende aansoek. Letterlik minute voor dit het die minister se verteenwoordigers 'n afskrif van die artikel 10 skema, waarna die regering op die oomblik kyk, ingedien. Die saak is toe uitgestel vir 'n uur, dat almal die dokumente kan deurgaan. En in daai dokument staan daar dat daar voorsiening gemaak word dat boere die enstof self in die hande kan kry en hulle eie diere kan ent. So toe is dit eintlik 'n gemeene saak voor die hof dat dit lyk asof dit wat ons vra en waarna die regering op die oomblik kyk nie so ver van mekaar af is nie. Die dokument natuurlik is nog nie wetgewing nie, hy is nie gepromulgeer in die staatskoerant nie. So die regter het toe instruksies vir die regering gegee, spesifiek die minister, dat daai artikel 10 skema moet teen die 17de April in die staatskoerant gepromulgeer wees. En indien daar dan nog steeds aspekte is waaroor ons as die applikante nie gelukkig is nie, of die skema is nie gepromulgeer nie, dan is daar 'n hofdatum van die 24ste April. En dan ook, omdat die minister almal se tyd eintlik gemors het gister, want hy kon sekerlik, ons verneem daai artikel 10 skema is nou al onder bespreking in die regering, of tussen die regering en die taakspan en almal vir omtrent 2 maande. So, of ten minste 'n maand en 'n half, iewers in Januarie is hy ingedien. So hy kon enige tyd in hierdie proses daai artikel 10 skema waarna hulle werk op die tafel gesit het. En hy het dit eers gedoen minute voordat ons instap. En daarom het daar ook 'n kostebevel gemaak teen die minister en die DG, dat hulle ons kostes moet betaal, wat insluit die kostes van 2 advokate.
Friedel, net die kostebevel op sy eie, ongeag die inhoud van gister se verrigtinge, is reeds aanduidend van die regter se siening rondom hierdie kwessie, en ek dink dit is wat betref die boere 'n positiewe rigting waarna ons beweeg. Wat impliseer hierdie hele proses en dan nou die vertraging ook wat dit betref aan die back and claw veldtog in Suid-Afrika? Sakkie, ja, en dis die hartseer deel. Die minister, dit bekommer my, hy is die hele tyd amper in 'n persoonlike striweling met mense en hy maak dit 'n wen en verloor situasie. En eintlik op die grond is dit die boere verloor elke dag. Daar is heidaglik nie genoeg enstof nie, die enstof wat moet inkom die einde van die maand, is ons nie seker of dit gaan inkom nie. Daar's nie aansoeke ingedien by SAPRA vir die artikel 21 toestemming vir die enstof van Argentinië wat ons weet al van die 28ste Februarie af reg is om te kom. So dis eintlik 'n deurmekaarspel op die grond en die boere betaal weer eens die prys en die minister in die departement is besig om speletjies te speel en nie hierdie ding met die dringendheid te hanteer wat dit vereis nie. Dit laat 'n mens amper bekommerd want voedselsekuriteit is hier op die spel en dit wil amper voorkom asof daar moedswillige vertragings is rondom hierdie kwessie. Friedel, dan die ander, en jy meld nou daar die boere wat op hierdie stadium die spit afbyt. Is daar al enige rigting wat betref kompensasie aan die boere deur die regering? Ja, die minister het daai vraag nog so half ontduik die hele tyd. Daar is gerugte van sake wat reeds aanhange gemaak is en ek dink dit is iets wat gaan moet gebeur. Die mense wat verliese gelei het, gaan moet optree teen die staat. Die wetgewing maak voorsiening daarvoor dat die staat wel mense kan vergoed vir verliese indien daar sekere bewyse gelewer is van die staat se optrede wat nie bona fide is nie en my persoonlike gevoel is daar's 'n goeie kans dat hulle suksesvol sal wees en ek dink dit is die regte ding om te doen as jy verliese gelei het, spreek die staat aan vir daai kostes. Dan Friedel, ook 'n ander interessantheid wat ek opgemerk het, toe hierdie hele regsaksie in aanvang geneem is in die publiek, was daar ander instansies wat hulle soort van gedistansieer het van Vrystaat Landbou Saai en die Sakeliga. Maar nou merk ek op, daar's verklaringe wat amper na julle toe uitreik. Het Vrystaat Landbou al kennis geneem hiervan en ek verwys spesifiek na een van hulle, Agri SA. Ja, Sakkie, daar was, ek weet Agri Oos-Kaap het 'n verklaring uitgestuur ook ek dink Maandag wat ons ondersteun het. Ons is maar soos malaatses hanteer deur baie van die landbouorganisasies wat baie hartseer is want ons kon nog nooit verstaan dat dit wat ons vra enigsins nadelig vir die boere van Suid-Afrika kan wees nie. En ons gevoel is dit is die vinnigste manier om hierdie krisis op te los. En ek dink dis 'n baie slegte dag as ons onder mekaar begin beklei in georganiseerde landbou en nie net fokus op wat die beste is vir die boer op die grond nie. Friedel, ek dink op daai noot moet ons mekaar groet met 'n laaste uitreik na Vrystaat Landbou toe. Ons weet nou reeds dat daar 'n ongelooflike druk op die klein en die kommunale boere is. Vrystaat Landbou reik ook uit na hulle deur middel van hulle lede om hulle by te staan om hierdie WKS die nek in te slaan. Ek is reg, né? Ja, dis doodreg. Daar sê Friedel, hartlik dank, sterkte vir die boere van Suid-Afrika. Dankie, Sakkie.